Ons gaan vanaand praat oor iets wat ons verlede week half aangeroer het en ek het 'n vermoede ons in die nabye toekoms weer oor gaan praat of aan gaan raak. Ek het 'n vermoede ons mag dalk een of ander tyd oor die gawes van die Gees praat ensovoorts, en wat ek gaan deel vanaand is iets wat ek nogal gehoor het in my gees vandag toe ek die Here vra, wat sê u? Ek het eintlik met dit opgestaan. En daar's 'n ding wat my ek wil amper sê in my gees geval het op so 'n manier dat ek kon hoor wat hy sê, as ek dit so kan uitdruk. En wat ek verstaan is in die gees, in the spirit. Kom ons bid saam. Let's pray. Father, in Jesus' name, it's your word. Holy Spirit, I invite you into this program, and I invite you with your anointing and power, with your revelation knowledge. Ask that you break open the word and you share with us the deep thinkings of the scripture, that we can understand the heart of God. Please allow us to experience and to taste your glory, Lord, your manifested presence, the presence that's overwhelming but is loving, the presence of God that breaks the yoke. I ask in Jesus' name, en ek neem gevange elke gedagte in Jesus' naam tot u gehoorsaamheid. En Vader, in die naam van Jesus sal ons onthou om u altyd te eer en te sê God alleen kon dit doen. Ek bid vir elke persoon met 'n liggaamsprobleem, met 'n probleem, na siel, gees of liggaam. Everyone that needs healing, when they hear your scripture, your word, that the power of the Holy Spirit will intervene and heal them, because we cannot do it but you alone. And we thank you in Jesus' name. Amen. Nou goed, die tema is, as julle nou op die groep gekyk het, het julle gesien, ek het 'n ding op my hart wat sê in die gees, in the spirit. And in the spirit, a lot of things happen and can happen. And I'm straight away gonna go to 1 Corinthians 12, vers 13. En dit sê in die Aramees, want aan ons is almal deur een gees, kom ek begin weer, want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Arameërs, slawe of vrymanne is, ons is deur een gees, ons is almal van een gees gegee om te drink. The English says, verse 13, for also by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether bond or free, even all were made to drink into one Spirit. Die Passion lees, for by one Spirit we all were immersed and mingled into one single body. And no matter our status, whether we are Jews or non-Jews, oppressed or free, we are all privileged to drink deeply of the same Holy Spirit. Something happened that day when you gave your life to Jesus, which God alone could do, and that was to let you taste the Holy Spirit, so to speak. John 3, verse 8. The Spirit breathes where he desires, and you hear his voice, but you do not know from where he comes and where he goes. So is everyone who is born of the Spirit. What does this mean? I cannot put the Holy Ghost in a box. He works as he wants. He operates as he wishes.
And those who are moved and inspired by the Holy Ghost operates according to his infinity. His infinite wisdom, his infinite revelation, his infinite power, his infinite knowledge. Why? Because he controls, or is supposed to control, the surrendered child of God. And he moves the surrendered child of God. En daarom kan die kind van God wat aan hom oorgegee is, doen wat die gees van die Here wil doen. Dit is wat 'n kanaal wat oorgegee is aan God se gees doen. Is hy laat hom beweeg en laat hom inspireer. En daarom kry jy dinge soos dat die profeet sê vir die studente profeet wie se byl in die water geval het, bring vir my 'n ander byl. En hy gooi dit in die water. Wat gebeur? Die byl dryf boontoe. As die gees van God jou beweeg, dan doen jy goed wat net die gees van die Here mee wonderwerke kan doen. Wat probeer ek daarmee sê? Ek probeer nie daarmee sê dat ons hom moet probeer naboots nie. Ek probeer daarmee sê, as jy oorgegee is, kan jy verwag dat hy in en deur jou kan doen net wat hy wil. Want ek en jy is nie sy bron nie, hy is my en jou bron. 2, hy soek 'n pyp. Hy sal die water gee in die hoeveelheid en hy sal die wonderwerk doen. 1 Korintiërs 12 vers 7. But to each one is given the showing forth of the Spirit. Kom ons gaan na die Aramees toe. Maar aan elke persoon word die manifestasie van die Gees gegee, soos dit hom help. Die Passion sê, each believer is given continuous revelation. Daai revelation is manifestation by the Holy Spirit, to benefit not just himself, but all. Okay. Ek wil daai 3 skriffies as die platform lê. Nou, ons het gelees in die eerste skriffie, en hy het gesê op die einde, even all were made to drink into one spirit. Okay. In other words, I was without something, and I was filled with something. Nou julle sal onthou in Johannes 4 kom die Here Jesus by die put van Jakob, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, gee vir my van hierdie water. En hy sê vir haar, in Johannes 4, hy sê, as ek gou soontoe kan gaan, Johannes 4 vers 10, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, the gift of God is the Holy Ghost, and who it is that says to you, give me to drink, you would have asked him, and he would have given you living water. En dan praat hy op 'n ander skrifgie, ek vinnig soontoe gaan, vers 14, but whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Ek het 'n illustrasietjie vir julle, en die illustrasie lyk as volg. As julle almal hier kan kyk. Daar's 'n mannetjie, en kom ons sê, hierdie mannetjie staan binne iets wat hom omring, wat hom toemaak, en iets wat 'n invloed het op hom. Nou, ek kan nie die mannetjie sien, alvorens ek hierdie water sien nie. Nou, as ek na die skrifgie gaan, dan het die Here Jesus gesê,
die water wat ek jou sal gee, sal soos 'n fontein word, wat uit jou binneste vloei. Hierdie mannetjie het gekom en sê, het soveel gedrink van hierdie water, en ons noem dit lewende water, dat hy's heeltemal oorweldig en hy's nou bedek met hierdie water. OK. Met ander woorde, dit wat uit hom uitgekom het, het om hom ook stelling ingeneem. En dis presies wat die Gees van die Here doen aan 'n oorgegewe persoon. Hy vul jou nie net nie, hy maak jou toe ook. Dit wat hy binne in jou skep, dit loop na so 'n mate oor dat dit jou toemaak. Dit is hoekom ons God kan geniet vir wie en wat hy werklik is. En as iemand dors het, dan kan jy soveel drink dat dit jou toemaak, dat dit jou dek. Nou, jy kan sien, alles van hierdie mannetjie is bedek. Kom ons noem hierdie water, die water van die Gees van die Here. Sy oë is toe, sy hande is toe, sy voete is toe. En daar's vir my 'n storie hierin, in die sin van, dit waarna hy kyk, is toegemaak deur hierdie lewende Gees van God. Dit waarmee hy, die weë wat hy gewandel het, sy voete, die dade wat hy gedoen het, is toegemaak deur die Gees van God, deur hierdie lewende water. Dit het so oorweldigend geraak in sy lewe, dat dit hom eintlik begin bedek het en beheer. OK? Met ander woorde, sy sig het verander. Sy dade, sy wandel, tot sy denke, sy kop is toe. En dit is presies wat die Here Jesus vir hierdie vrou sê. Die water wat ek jou sal gee, sal jou nie net jou dors les nie, dit sal uit jou uitvloei. Na so 'n mate, dat dit jou eintlik later sal beheer. OK, ek gaan die mannetjie vir eers neersit. Kom ons gaan na die woord breathes. Ek wil vinnig daarna 1 Korintiërs 12 vers 13 te gaan. For also by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether bond or free, even all were made to drink of one Spirit. Vers 17 of vers 7. But to each one is given the showing forth of the Spirit of God. OK. Nou die woordjie breathe in die Grieks is pneuma. Dit beteken breath of life. En dit verwys na die Gees van die Here. As die Gees van die Here lewe in jou inblaas met wedergeboorte, dan word jy 'n geestelike lewende wese. Dis die Gees van lewe wat in jou kom, wat jou gees lewendig maak. OK, goed. Kom ons gaan na Romeine 8 vers 5 toe. For they who are according to the flesh mind the things of flesh, but they who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Wil teruggaan na my mannetjie toe. They that are, Romeine 8 vers 5, excuse. They who are according to the flesh, mind the things of the flesh. They who are according to the Spirit, the things of the Spirit. You see, you can only mind the things of the Spirit if the Spirit overwhelms and covers you. If you and I drank of the Holy Spirit, which the Bible says, got filled with the Holy Spirit,
And the Holy Spirit has become a fountain of living water that flows out of us and it covers us. Dieselfde met my oë, dieselfde met my dade. I can only be functional. Ek kan waarlik instrument van God wees as die gees van die Here my oorweldig, my omhul. En solank dit die geval is, gebeur daar iets baie belangriks. Die bose wat van buite af na my kyk, this is a change of identity. Because as the evil one looks inside or tries to look in my direction, what does he see first? Is the Spirit of God, the spiritual identity that I wear. Wat sê ek? Die oomblik wanneer ek vol raak van die gees van die Here, and it overwhelms my flesh, my mind, my eyes, my hands, my feet, I become a living channel and I get an identity change. Anybody in the spiritual realm that looks at me sees the work of the Holy Spirit first. Now, the opposite is true as well. The moment that something is added to this that is not of the Spirit, look what happens. The color of this, let's put it this way, my spiritual color changes, my spiritual identity. So the evil one looks at me and sees what first? He sees my spiritual identity. But my spiritual identity now covers my eyes and ears and hands, everything. Because a different influence came in. Nie dat ek sê die gees van die Here is onderworpe aan die bose nie. Ek probeer net illustreer die oomblik wanneer ek deur my oë en my hande en my lede kompromie aangaan, beïnvloed dit waarmee ek geklee was, soverre die geestelike identiteit aan betref. My oë sien goed wat my identiteit beïnvloed. My ore, my mond, my hand doen dinge wat my identiteit beïnvloed. En soos wat daar strome van lewende water uit my binneste gevloei het, word daai strome van lewende water beïnvloed deur sekere kompromie. En daai kompromie verander my geestelike, let's call it my spiritual look and feel. So, what is the solution? There's one solution, two solutions. I must never allow something to influence my spiritual identity. Two, if ever I made mistakes, now I can't do it at the moment, I must get rid of this identity infected waters. Meaning, the blood of Jesus must come and cleanse the water again, so that my eyes and my ears draw from the living water, from the Spirit of God, so that my spiritual identity and the influence that He has on me is godly again. All right. Hoekom sê ek hierdie goed? Want die oomblik wanneer ek na die geestelike gawes toe gaan, wat God vir almal gegee het, is daar een ding wat belangrik is, en dit is hierdie pyp, hierdie kanaal, en dat hierdie kanaal so is dat hy bruikbaar is. Kom ons gaan na 1 Korintiërs
voordat ek soontoe gaan. Romeine 8 vers 6 tot 9. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. So then, they who are in the flesh cannot please God. Nou is ek terug by my mannetjie. As daar vleeslike goed my identiteit binne gedring het, dis nie noodwendig sonde nie. Dit kan enige ding wees wat indrys teen die beweging van die Gees van die Here. Dan sê die woord, hierdie goed is van 'n vleeslike aard. Dit bring nie lewe voort nie, want onthou, die skoon water was 'n teken van die Gees van die Here wat lewende water, lewende gewende water wil ek amper sê, uit my binneste laat vloei. En dit het die vermoë om iemand anderster te voed en sy lewe te verander, sodat dit dieselfde identiteit waarmee ek gevul is, kan aanneem. Maar die oomblik wanneer my identiteit beïnvloed word, of my geestelike look and feel, my geestelike wie ek is, die invloed op my geestelike lewe verander, dan het ek nie om te gee dit wat lewegewend is nie. Want wat ek dan wil gee, sê die woord, is nie vir God bruikbaar nie. So hierdie mannetjie kan nie hierdie vuil water gee nie. Want dieselfde water wat hom lewe gegee het, kan iemand anders lewe gee. Maar nie besoedelde water nie. Want die woord sê, hierdie water bring die dood voort. Water wat met die vlees gevul en gemanipuleer is. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 2 toe. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, But God has revealed them to us by His Spirit. Hy praat van dit wat nog nie gesien is deur die mens nie, en die mens nie kan begryp nie. For the Spirit searches all things, the deep things of God. Kom ek gaan terug by die mannetjie. As die mannetjie omhul word, deur die Gees van die Here toegemaak word, dan word hy ook beïnvloed deur die Gees van God. En die skrifgie sê in 1 Korintiërs 2 vers 10, But God has revealed them to us by His Spirit, for the Spirit searches all things, the deep things of God. You know what God wants to give to those around you? He wants to give to those around you that which you have. Ek en jy drink van die lewende water, want God wil dit vir die ou langs jou gee. Die gawes is nie daar om die water te bestuur nie. Die water is daar, sodat ek en jy, wanneer die gawes wil manifesteer, 'n rein kanaal kan wees, 'n God gegewe of 'n God geïnspireerde kanaal kan wees. Die Gees van die Here maak my en jou toe, as ek dit so kan noem. Die Gees van die Here beheer my en jou, sodat wanneer hy die gawe vir jou en my gee, dit opereer onder sy beheer en sy invloed. Maar die oomblik wanneer my geestelike identiteit gecompromise is, kan die gawes nie opereer onder die beheer van die Gees van die Here, soos wat dit moet nie. Kom ek dit anders te stel. Die gawes in die roeping van God is onberoulik. But it does not profit me anything gaining the whole world, but I lose my own soul. What glorifies God is when a clean channel is an
clean instrument in the hand of the Holy Ghost. And you know what? Quite frankly, I think if we are polluted by things of the world, it is difficult for us to fit into the program of the Holy Spirit. Because that which surrounds me, that which covers me, is of a different origin than the Spirit of God. En as ons gedrink het van die Gees van die Here, dan is hy die alleenreghouer van hierdie this vessel. And he is the only one who has the right to move me and to use me and to touch others and to reach others. But the moment that I subdue myself to a different influence, I incorporate an influence that will, in a negative way, touch those around me. En dit belemmer my geestelike effektiwiteit. Okay. 1 Korintiërs 2 vers 14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. As die rein water, die skoon water, die Gees van God sou voorstel, dan sê hierdie skrifgie, 'n vleeslike man kan dit nie ontvang nie. So wat ontvang hy? Hy ontvang onrein water, hy ontvang onrein invloed. Hoekom? Want hy laat dit toe om hom te vul en te oorheers. En hy laat toe dat dit hom beweeg en dat dit sy bewegings bepaal. So kom ons sê, daar's 'n reservoir en daar's 'n kraan en in die middel daarvan 'n pyp. Wat se water gaan by die kraan uitkom? Skoon of vuil? En dit is wat hierdie skrifgie sê. The natural man does not receive the things of the Spirit of God. Hy ontvang nie lewende water nie. Hoekom nie? Want hy staan onder die invloed van 'n derde party. En dan sê die Here, ek kan nie met dit saamwerk nie. So, as ons kom by die gawes en dit waarvoor God vir jou wil gebruik, dan is dit nie belangrik om perfek te wees nie. Ja, ons moet rein lewe. Ek sê nie, ons moet vol kompromie lewe nie. Wat belangrik is dat ek en jy sal toelaat, laat rein water, so te sê, deur my en jou vloei. Deur die Gees, dat die Gees van God deur my en jou opereer. En dat die Gees van God deur my en jou vloei. So, we have to be careful and guard ourselves against impure influences and impure compromises. Galatians 5 vers 16. I say, then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh. As 'n mens sukkel om godvrugtig te lewe, as 'n mens sukkel dat God jou, om God se stem te hoor, as 'n mens sukkel om op die plek te wees waar die Here jou wil hê, dan het ek eintlik net een vraag. Wat is die pad wat ek en jy stap? Walk in the Spirit or not walk in the Spirit? In other words, stand in pure water, in pure Holy Spirit, influenced, filled environment, water. Is die Gees van die Here die een wat my toemaak, wat my beïnvloed? Is die Gees van die Here dit wat die bose, as hy na my kyk, eerste sien? Of is 'n ander beeld dit wat hy eerste sien? En om die eerlike waarheid te sê, die duiwel sal met my en jou die kanse vat, wat ek en jy eintlik maar vir hom toelaat. Menende. Almal het uitdagings, een of ander tyd van die lewe. Maar as dit wat my beheer van die
van die Gees van God is, dit wat vir my lewe gee, dit wat my gees voed, as die invloed Heilige Gees georiënteerd is, dan kan ek vir die bose met Heilige Gees georiënteerde materiaal, invloed, wapens, ammunisie, noem dit wat jy wil, konfronteer en weerstaan, want hy kan dit nie weerstaan nie. En dit lei jou na 'n lewe van oorwinning toe. Efesiërs 5 vers 18. And do not be drunk with wine, in which is excess, but be filled with the Holy Spirit. Nou, hierdie mannetjie, kom ons sê die water was nog rein. Die belofte van die Here Jesus was, if you knew the gift of God, and you knew what water I can give you, you would have asked me for it. Wat daai skrif eintlik sê is, word beheer deur die Gees van God. Vul jouself na so 'n mate, dat die Gees van die Here jou nie net vul nie, maar oorvul. Wat bedoel hy? As ek en jy heeldag eet vleeslik, as ek en jy heeldag sou drink vleeslik, gaan jy op 'n punt van versadiging kom. Maar die Here Jesus het gesê, die water wat ek jou sal gee, sal jou nie net versadig maak nie, dit sal oorloop. Hy het eintlik gesê, ek sal vir jou water gee wat, al word jy versadig, sal jy net wil aanhou drink en inneem, na so 'n mate, dat dit jou oorvul, en jou bedek, en jou identiteit verander, en 'n stroom word wat uit jou uitvloei, waaruit iemand anderster kan drink. Dis die verskil tussen vleeslike en geestelike versadiging. Vleeslik kan jy versadig word, geestelik nooit. Want ons kan die Gees van die Here nie in 'n boksie sit en sê op hierdie punt het ek nou genoeg gehad van U nie. Want jy kan van hom eintlik nie genoeg kry nie. Maar as ons al hierdie goed lees, is daar een boodskap, en dit is God het die volgende ou in gedagte deur jou lewe. So, vir my en jou is dit belangrik om te verstaan, om effektiewe kanaal in die hand van die Gees van die Here te wees. Is dit nodig dat my mind, my oë, my denke, my sig, my emosies, my sintuie, my hande, my voete, onder die lewegewende water, as ek dit so kan uitdruk, van God se Gees sal wees. Hoekom? Want dan kan die Gees van die Here sê, en dan is daai skrifgie waar wat ons gelees het, en ek wil vinnig teruggaan, Johannes 3, the Spirit breathes, en daai breathes beteken pneuma, breath of life, where He desires, and you hear His voice, but you do not know from where it comes, and where he goes. So is everyone who is born of the Holy Ghost. Do you know what that means? A channel, a child of God that is submerged like this can be used without any stoppage, can be used without any limits. God can do in and through you whatever He likes. Because if the Bible says, so is he who is controlled by the Holy Spirit, born of the Holy Ghost. If you want limitless activities or limitless anointing or workings of the Holy Spirit in your life, get to a point where you can look at yourself and see this. Die water moet nou net skoon wees. 2, remember, this is how the evil one will see you and me. So, what is the bottom line? The bottom line is the following. 1 John 5 verse 18.
We know that everyone who has been born of God does not continue to sin. But the one born of God guards himself, and the evil one does not touch him. So if I compare that scripture to this, it means everyone who is born of God does not continue to sin. In other words, the water stays clear. En ek weet ons maak foute, ek praat van opsetlik sondig. Met ander woorde, ek dien nie die Here nie. But the one born of God guards himself. Hy keer dat hierdie water onreine invloed inkry. Ek praat nie van ons maak foute en ons bely dit nie. He guards himself, and the evil one does not touch him. Do you know why? Because he's covered by the Holy Spirit, and the Holy Spirit identity, and the Holy Spirit influence, and the Holy Spirit protection. That is what happens when in this world we are not of this world. It depends who covers me. 1 John 2 verse 27. 1 John 2 verse 27. But the anointing which you received from him abides in you, and you do not need anyone to teach you. If the Bible says the anointing that you've received abides in you, it means this little man has been filled by the Holy Ghost, and the Holy Ghost anointing saturates him. En naderhand loop dit oor. Why? Because the anointing is tangible. Die gees van die Here wat jou toemaak, wat jou beïnvloed, wat jy toelaat om jou te beïnvloed. As ander mense met jou in aanraking kom, as ek my vinger hierin steek, is dit nat. En dit is wat ons noem, die gees van die Here gee af. Hoe voller ek van hom word, hoe makliker is dit vir ander mense om naby my te kom. Ek praat nou met my in aanraking te kom, met my te praat, te hoor wat ek sê, wat ook al jy, my geestelike invloed vloei uit my uit. Hoekom? Want ek word beheer deur 'n Heilige Gees invloed. Dan sê daai skrif, you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and no lie, and as he taught you, abide in him. In other words, if you want to stay covered, remain in a state where you are full from the inside. Want hoe voller ek in die binnekant word, hoe meer kans is daar vir dit om na buite te vloei. Okay. In Johannes 3, vers 24. And he who keeps his commandments dwell in him, and he in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit which he gave us. Ek kan net sowel gesê het, and he who is drunk of the Holy Spirit dwells in him, and he, the person, in the Holy Spirit. En dis presies wat hierdie mannetjie illustreer. Hoe voller ek van die gees van die Here word, hoe meer van die gees van die Here kan uit my uitvloei, en my bedek, en my identiteit vorm, en my beweging bepaal. And by this we know that he abides in us, by the Spirit. Ek gaan hiermee afsluit, in Johannes 4 vers 12. No one has seen God at any time. Excuse. If we love one another, God dwells in us, and his love is perfected in us. By this we know that we dwell in him, and he in us, because he has given us of his Spirit.
Ek gaan terug na daai eerste skrifgie toe. 1 Korintiërs 12 vers 13. For also by one Spirit we are all baptized into one body. Met ander woorde, in die liggaam van Christus. In hierdie liggaam het gawes. Whether we Jews or Greeks, whether bond or free, even all were made to drink into one Spirit. En as ek en jy geestelik effektief wil wees en in oorwinning stap, in gemeenskap met die Gees van God, moet ek en jy verstaan dat by wedergeboorte het ek en jy 'n mate of eintlik nie 'n mate nie, die volheid van die Gees van God gedrink. Dit het ons gevul in so 'n mate dat dit vol geword het en oorgeloop het. En die probleem dikwels vandag is dat dit wat oorgeloop het in baie mense se lewe opgedroog het. Hoekom? Omdat ons so maklik geneig is om deur kompromie of ons lewenswyse of wat ook al, dit maar net as vanselfsprekend te aanvaar. Ek is nou gered en dit is nou so. Maar dit wat uit my uitloop, dit wat oorloop, is eintlik die goed waarmee hulle langs my gevoed word. En wanneer ons op 'n punt kom waar ons dit nalat of nie bereid is om kanaal van God te word nie, of te wees nie, of te bly nie, dan weerstaan ons die Gees van die Here en ons blus dit uit. En daai borreling, lewegewende borreling, wat my buurman voed, wat God gebruik om ander mense te raak, droog op. Net om uiteindelik binne in my en jou ook op te droog. En dit is hoekom die skrif sê, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether bond or free, even all were made to drink of one Spirit. In other words, keep drinking every day, so dat daai lewende water kan bly oorborrel, om hulle te voer, wat met jou in aanraking kom. En wanneer ons kom by die gawes, dan is dit nodig, dat die vuur wat in ons aan die brand gesteek is, die dag met ons geboorte, sal bly brand, want dit is wat maak dat die Gees kan bly opereer, en die gawes tot hulle reg kom in my en jou lewe. Amen.